Vader, wat 'n voorreg om net voor U stil te wees en net bewus te wees van hoe goed U is, hoe goed U vir ons is, die vreugde te ken, U blydskap te beleef, een met U te kan wees. Here, dis ons hartsbegeerte om daarin te leef, elke oomblik van elke dag. Ons eer U vir die woord in ons midde, U inspraak in ons lewens, dat U ons nie opgee nie. Here, dat U ons vermaan elke dag om met U te wandel, om te drink van die fontein van heil. En dit wil ons ook doen vanoggend in Jesus naam. Amen. Amen. Nou ja, ek moet nou sê, welkom vir almal wat inskakel, maar niemand skakel in nie, want hulle die router gesteel gisterand. So ons het nie internet nie, maar ons sal seker die boodskap in die week op die lig kan kry. Ons het nou die afgelope tyd uiteindelik by die kindertjies begin het, was die uitdaging om soos een van hierdie kindertjies te wees. Ons het gesê die essensie van die kindertjies, want die Here sê aan hulle behoort die koninkryk. Nou dis 'n baie belangrike sleutel hierdie. Die koninkryk is die lewe. Sonder die koninkryk is ons uitgelewer. Want koninkryk praat van 'n koning wat in 'n ryk regeer. En die koning is Jesus Christus. Die ryk is my lewe. Die vraag is, regeer hy in my lewe of nie? Ek kan ook sê, regeer hy in my lewe of regeer ek in my lewe? Maar as ek in my lewe regeer, is dit eintlik nie ek wat regeer nie. Dan is dit eintlik die duisternis wat regeer. So, die essensie van koninkryk is dat ons deel is, dis die lewe van die koninkryk. Is ons. Is die vraag. Is jy? Is ek? Nou ons het hierna gekyk en ons die beeld gesien dat Jesus sê, laat die kindertjies na my toe kom. En ons gesien, die kindertjies het geen rol gespeel in hulle waardigheid nie, in hulle onskuld nie, in hulle heiligheid nie. Die totale prys was deur Jesus betaal. Ons het die geuite beeld van ons het aangekom van Adam af in sonde of in sondaarskap, en Jesus het ons geregverdig met sy offer. Dis die goeie nuus. Die goeie nuus is dat hy gekom het, dat hy sonde geword het met ons sondes, sodat ons kon word die geregtigheid van God in hom. En dit het hy gedoen sonder ons bydra, sonder ons samewerking. Hy het dit net gedoen omdat hy ons lief gehad het. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. So daardie werks afhandel, en dit is waaroor ons babas, nou is ons die kindertjies, die babas. Hy sê, word soos een van hulle, want hulle kom in hierdie wêreld en op grond van Jesus se opstanding, kom hulle nie meer in sondeontvange gebore soos in die ou bedeling nie, maar in ware geregtigheid en heiligheid gebore. En daarom, omdat hulle geen bydrae gemaak het nie, onthou net, toe die mens uitgeval het, uit God se droom uit, deur sy verkeerde keuse, die verkeerde keuse van Adam, en sonde in die wêreld gekom het deur die sonde, die dood, het die mens 'n wet gevra. Hulle wou nie verhouding met God hê nie, want hulle was reeds 'n verhouding met die vyand. Hulle het verhouding met God van die hand gewys en gesê, laat Moses met ons praat, en toe kry hulle Moses, toe kry hulle die wet. En wat het die wet gedoen? Die wet het gewys op hoe mense lewe lyk, as jy nie verhouding met God het nie. Doodslaan, egbreek, steel, valse getuienis en daai goed. Wat net dui op 'n gebrekkige verhouding. So al wat die wet gedoen het, die wet het ons gedrag probeer bestuur. En ons het verlede week gekyk, ek wil eintlik sommer net hier drie beelde teken. Ons het nou hierdie ons het die skematiese voorstelling van die mens. Daar's die mens liggaam. Nou weet ons, as ek nou hier 'n kruis kan teken, dan weet ons al ons oortredinge, ons ongeregtighede, ons misdade, alles wat onwaardig was in ons, het God op hom laat neerkom. Jesaja 53, hy het al ons ongeregtighede
op hom laat neerkom. En toe lyk ons na die kruis, nadat Jesus opgestaan het uit die dood uit, lyk ons almal so. Ons is heilig en rein, sonder vlek of rimpel, sonder, ek sien ek het nogal vinnig getrek, daar geen krekels hier nie, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek, rein en heilig voor hom. Dit is wat hy sê, hy het homself vir ons oorgegee om ons te heilig, te reinig, sonder vlek of rimpel, sonder gebrek voor God te stel. So dis hoe ons lyk. Maar nou kry jy 3 modelle, 3 geloofsmodelle. Jy weet, daar is nou die groep wat dit eenvoudig verwerp, wat hulle rug daarop draai en sê, ek glo God nie, ek glo niks nie, ek leef soos ek wil, ek is my eie baas. Reg. Dis die ongelowiges of die heidene of die ateëste wat jy dit kon wil noem. Maar dan is daar die sogenaamde gelowiges. Nou net in geloof, in die gelowiges, en dit is wat ons uitdaging is. Die gelowiges is daar 'n groot spektrum. Paulus was 'n gelowige en hy het Jesus vervolg. Daar's baie gelowiges wat die waarheid van die evangelie vervolg. Dis die een spektrum. Dan is daar ander gelowiges wat die waarheid van die evangelie dra, al word hulle vervolg. So kan jy sien die hele spektrum. Dan is daar die spektrum tussenin van die wat gelowig is, maar terselfdertyd die duiwel glo. Jesus sê vir die ouens wat in die Jode wat in hom geglo het in Johannes 8, sê hy, julle het die duiwel as vader, want julle doen die wil van julle vader. Hulle sê, jy's kranksinnig. God is ons vader. Hy sê, as God julle vader was, sou julle sy wil gedoen het, dan sou julle my nie om die lewe wou bring nie. Hoekom wil julle sy seun om die lewe bring? Omdat julle die werke doen van julle vader, want hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. So, en hy is 'n leienaar, hy staan nie vir die waarheid nie. So jy sien, as ek aan die leuen vashou, dan het ek eintlik een van daai gelowige Jode geword wat die duiwel as vader het. So sien julle die beeld. Nou ons het nou verlede week het ons gekom by die koninkryk. Ons het gesê koninkryk is die koning wat regeer in 'n ryk. Die koning is Jesus Christus. Die koninkryk is, ek is die ryk waarin hy regeer. Daarom sê hy, word verander in die vernuwing van julle denke. As ons liggaam, as ons by die oortuigingspunt gekom het, en dis die belangrikste ding. Ek dink die groot dilemma van hierdie modelle wat ons hier sien. Kom laat ek dit so stel. Verlede week het ons na die model gekyk wat ons sien. Die model, hier is ek en jy. Ons het tot die oortuiging gekom van wat Jesus gedoen het. Hy het die sonde van die wêreld kom wegneem. Dit beteken nie dat daar nie meer sonde is nie. Dit beteken dat God jou en sonde van mekaar geskei het in sy eie gemoed. Daar's baie van ons wat nog steeds in sonde lewe as jy wil. Maar God het in sy gemoed my en jou, die mens, en sonde van mekaar geskei. En daarom as hy na die mens kyk, dan sien hy hom nie in sonde of in die foute wat hy maak nie. Hy sien hom nie na die vlees nie, sê 1 Korintiërs 5:16. Hy sê, hoe sien hy hom? Hy sien na die offer wat vir hom gebring is. Hy sê, as een vir almal gesterf het, hy het hulle dan almal gesterwe. So, dis hoe God na die mens kyk. Beteken nie, daar's nie sonde nie. Daar's baie sonde in die wêreld. Maar God sê, ek het die mens en sonde met een offer vir altyd van mekaar geskei. En jy sien, die enigste manier hoe God dit kon doen, hy moes die sonde straf. Hy moes die gevolg van sonde, moes hy bestuur, en die mens moes dit dra, of daar moes iemand kom, 'n plaatsvervanger, wat dit namens die mens kon dra. En so het hy sy seun gestuur, om dit namens die mens te kom dra, so die sonde is nie net gewave goodbye en dis okay nie. Die sonde is gestraf met die tot in die hel, met die kruis, met wat daar dit vooraf gegaan het en met die hel uiteindelik. So dis hoe erg dit is. Nou goed, as gevolg daarvan, wanneer ek by daai oortuiging kom, het ons gesê, dan het my hart oopgegaan om God se gees weer te kon ontvang. Want dis wat Jesus doen.
God het in die eerste instansie Genesis 2, toe hy die mens geformeer het, sy asem in die mens geblaas, sy gees. So die mens se siel lewend tot God se gees geword. So nou bestaan die mens uit Heilige Gees, sy siel, sy persona, en ons woon in 'n liggaam. En dan gebruik hier God die beeld en hy sê dis soos 'n huwelik waar man en vrou saam intrek in dieselfde huis. My liggaam is die huis, ek is die bruid en Jesus Christus of die asem van God, die gees van God is die bruidegom. En dit is die intrek aksie, maar nou is daar meer as dit. Nou is daar nie net 'n intrek aksie nie, as ook 'n interaksie, 'n gesprek, 'n intimiteit, 'n oordrag van saad, die beeld van die huwelik. Dit vind plaas tussen God se gees en hierdie mens. Dit was God se bedoeling. En dit sou die mens bekragtig en in staat stel om te heers oor die planeet. Dis koninkryk. So as God vir die mense onderwerp dit en heers daaroor, dan sê hy daarmee, ek gee aan jou die koninkryk. Reg. Nou ons weet Adam het dit weggegooi, ons sien Jesus het dit kom terugwen deur sonde te word, en daarom het ons gesê, word babatjie so gebore, en nou sê die Here, as ons nie word soos een van hulle nie, sal ons nooit in die koninkryk van God ingaan nie. Nou dis interessant dat hy dit sê. Hy sê, as ons nie word soos een van hulle nie. Want ek het verlede week die stelling gemaak en gesê, ons is gebore na die kruis, of ons dit nou glo of nie, of ons dit gehoor het of nie ter sprake nie, wat gebeur het is die feit, Jesus het opgestaan. En Jesus kon nie opstaan voordat ons nie geregverdig is nie. Daarom sê Romeine 4:25, hy is oorgelewer ter wille van ons misdade en hy is opgewek ter wille van, of toe ons regverdig gemaak is, toe ons geregtigheid voor God gekoop is en betaal is met sy bloed, toe kon God hom eers opwek uit die dood uit. Nou, dit is 'n gegewe. Dit het dus gebeur. Nou hoe het ek nou daar gekom? So wat hy vir ons probeer sê is, ons is nou geregverdig, dit verstaan ons het dit in ons gedagte vasgemaak, en daarom is ons welkom en waardig by God. Maar nou wil God meer van ons hê. Ons het gesê, hy het gesê ons moet verander word in die vernuwing van ons denke. En toe het ons hierdie beeld gebruik. Ons het gesê, in die verandering van ons denke is dit om God se gees toe te laat om inspraak te gee, om ons wortels in te plant in God se gees in, en sodat die doorvloer my denke vol koring, vol brood, vol woord kan word. So naby jou is die woord in jou mond en in jou hart, reg? Dat die mens leef van elke woord wat die mond van God uitgaan, en dan uiteindelik moet dit uitstort. Joël 2:28, hy sê, daarna sal ek my gees uitstort op alle vlees. So dit was die beeld van Joël 2, waarna ons verlede week gekyk het. En ons het gesê, hierdie uitstorting is die gawes en die vrugte van God se gees. Nou goed, daar's twee ander modelle wat hier ter sprake is. Daar is 'n model wat wel by die punt gekom het om te sê, ons aanvaar dat Jesus gekom het, ons aanvaar dat hy vir ons sonde gesterf het, maar ons is nie soos die kindertjies nie. Ons wil ons bydra maak. Ons wil ons deel verdien, en dink bietjie mooi, ons het gesê, die kindertjies is onbewustelik onskuldig gebore. Hulle is onbewus daarvan, en as ons hulle opvoed in die waarheid, dan sal hulle verstand kry, hulle sal hulle begrip ontwikkel as onskuldig is voor God, as die geregtigheid van God. Dis hoe die nuwe geslag, dis hoe ons veronderstel was om groot te word. Maar julle weet, dis nie wat met ons gebeur het nie. Die meeste van ons is aangedra na doopvond toe, waaroor ons aan 'n leuen besweer is, wat sê ons is in sonde ontvang en gebore, so asof Jesus nie kom sterf het nie, en asof Jesus nie opgestaan het nie. En daarom het ons die verkeerde begrip oor onsself gehad. En dit het beteken, dat ons nie soos die kindertjies kon wees nie, want, al het ons hom geglo, dis wat met my gebeur het, al het ek hom geglo, en my hart oopgemaak vir hom,
of hom ontvang, of hom aangeneem. Noem dit wat jy, die term wat jy daarvoor wil gebruik. En God is nie spiteful nie. God se begeerte is om in my te kom woon. Het ek met God se gees in my geensins gevorder nie. Geensins gegroei nie. Hoekom nie? Omdat die inligting van God se gees kon nie deurkom nie, want hier het 'n wet gestaan. En die wet is die beeld van die vyeboom wat Jesus vervloek het. Maar julle onthou toe Jesus onder die vyeboom deurstap, en hy sê, mag daar in ewigheid nooit weer aan jou vye dra nie. En dit was buite die seisoen, dit was nie die tyd van die vye nie, so dit was verskriklik onregverdig teenoor 'n vyeboom, om die vyeboom te vervloek, omdat hy nie buite seisoen vye gedra het nie. Maar dit het niks te doen gehad met die boom nie. Dit het alles te doen gehad daarmee, dat Jesus sê, in der ewigheid sal die mens se poging om regverdig voor God te wees, sy eie werke, nie kan voldoen nie. Dit is vervloek vir ewig. So die mens se poging, waar die wet van ingekom het, toe Moses gekom het met die wet, waar die wet by die mense gesê het, ons sal self, ons eie poging. Wat het Adam gedoen? Toe Adam geval het, eerste ding wat hy doen, hy sien hy snaak, hy gryp die vyeboom se blare, en hy probeer sy snaaktheid bedek met vyeblare. Julle weet hoe werk dit. Dis waaroor die Here die vyeboom vervloek het. Dit gaan, die vyeboom dra nog steeds vye. Hoe hoor julle? So God het nie 'n aksie teen 'n vyeboom nie. Maar God het 'n aksie teen die mens wat homself teen God wil verhef en dink dat hy met sy eie poging waardigheid voor God kan verdien, dat hy met sy eie prestasie waardigheid voor God kan verdien. En dit bring ons terug na die babietjies wat hy gesê het, word soos een van hulle, want hulle het geen prestasie om op te roem nie. Niks nie. En dis waarvan ek moet vrykom. Jy sien, ons is groot gemaak, ons het bewustelik skuldig geraak. Ons het groot geword in 'n godsdienststelsel, in 'n kerkstelsel, in 'n wêreldstelsel wat op prestasie gerig is. En daarin het ons onsself leer om onsself te vergelyk met ander, en ons het gesê ons maak dit nie, en ons was konstant in hierdie, en ons is dalk nog in hierdie proses van presteer, om onsself te vergelyk met ander en om te sê hoe vaar ek. En as ek dan nou, dis mos nou waar ek is, daar's altyd iemand wat beter vaar as ek, so ek is nooit goed genoeg nie, maar daar's altyd iemand wat swakker vaar as ek, so ek is dan beter as hy. En dit het geen waarde voor God nie, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. En jy sien, ons moet dit verstaan. Ons moet verstaan wat dit beteken, want onthou net, in hierdie proses het ons die julle en die hulle geskep. Ons het gesê, ons is die wat die Here ken, wat die Here dien. En hulle daar buite is die wat die Here nie dien nie. En ons het daai onderskeid gestref, en ons het nie besef, daar is eintlik geen verskil tussen ons was soos die Jode, wat die duiwel geglo het. Want, dink bietjie mooi, as ek nie kan aanvaar, dat Jesus die volle prys betaal het nie. As ek nie kan aanvaar, dat God my gemaak het, die geregtigheid van God nie, dat ek reg is met God, dat ek onskuldig voor hom staan, dat ek aan sy standaard voldoen, dat hy my geskei het van al die gemors wat ek aangejaag het, al die verkeerde besluite wat ek gemaak het, dat hy nou my kyk na die offer van sy seun en nie na my prestasie of die gebrek daarin. As ek dit nie kan aanvaar nie, wie glo ek dan? Wie wil hê ek moet dit glo? Wie wil hê ek moet glo dat ek in sonde ontvang en gebore is? Wie wil hê ek moet glo dat ek 'n sondaar voor God is? Die duiwel wil dit hê. Want daarmee skep hy 'n onvrymoedigheid en 'n vrees. Daarmee maak hy my bang dat ek hel toe gaan, en hy skep 'n onvrymoedigheid, want God is in die hoogste hemel en ek is in die diepste modder. So besef julle, die leuen van die godsdiens is die stem van die duiwel, is die stem van die boosheid, is die leenaar wat lieg van die begin af en moord van die begin af, en dis hoe hy dit reg kry. En hierdie mense is kinders van God. Hulle het nie Jesus verwerp nie, maar hulle het nie insig nie, hulle is nie verlig nie.
Paulus bid hy vir die Efesiërs, hy sê, dat hy vir hulle gee verligte oë van hulle verstand, om te kan sien. Jy sien, ons is almal vasgevang in 'n godsdienststelsel, en godsdienststelsel het vir ons seker goed geleer. Ons gesien bekering is om op te hou rook en drink en vloek en te begin kerk toe gaan. Dis bekering. Bekering is niks anders as dat jy jou gedrag moet verander nie. Jy moet jou sokkies optrek en jy moet nou reg begin lewe. En dan praat jy in die Pinksterwêreld van die bekeerkerk. Aan die begin van die jare toe, 40 jaar gelede begin het hulle ons die bekeerkerk genoem. En die bekeerkerk was, jy moet jou gedrag verander. Maar ons is nie met gedrag besig nie. Ons is met vrug besig. Jy sien, en die probleem is, die kerk het vir my geleer om teen my default op te tree. Onthou mooi, my default was, ek is 'n sondaar en 'n sondag. 'n dief se default is om te steel. Sondaar se default is om te sondig. So ek het 'n default gehad, ek sondig, maar ek moet nie sondig nie. So ek het geleer om teen my default op te tree. Wat beteken dit? Wat is dit as ek teen my default optree? Dis net gedrag, dis net afrigting. So wat die wet gedoen het, die wet het my net afgerig. Het net my gedrag aangespreek. Moenie steel nie, al is ek 'n dief. Moenie sondig nie, al is jy 'n sondaar. Moenie egbreek pleeg nie, al begeer jy. Moenie doodslaan nie, al vervloek jy. Hoor jy? So dis wat die wet my geleer het, en daar kon nooit 'n volkom van my denke nie. Ons het verlede week die beeld gebruik, ons gesê, die Here sê, die wat die water drink wat ek kom sal gee, dit sal 'n fontein word. Hier is die fontein, wat opspring tot in die ewige lewe. Hy sê, strome van lewende water sal uit hulle binneste vloei. Ons het aan die beeld van Esegiel gekyk, Esegiel 47, wat sê, uit die heiligdom, ek is die heiligdom. My denke is die heiligdom, uit die heiligdom vloei hierdie stroomwater wat die see se waters gesond maak, sodat daar langs die dooie see wat dood is en wat vir die sout bestem is, dat daar 'n skoonblank plek vir nette sal wees by Engedi en Neglaim, soos wat die water, God se gees, die water gesond gemaak het. En ek en jy, as die Here sê, gaan en maak disippels. Jy sien, het hierdie stelsel vir ons gesê, luister, die opdrag is, jy moet gaan disippels maak. Ek voel nie daarna nie, maar ek moet dit doen. Dis 'n opdrag. Ons het gepraat van die groot opdrag. Die Here het die groot opdrag gegee, gaan en maak disippels. En daarom het ons die sendelinge uitgestuur en die evangeliste uitgestuur en al die ouens. Nou praat ek van hierdie week met 'n vriend en ek sê, jy praat weer so oor getalle. Ek sê, ja, maar ek weet die Here tel die harte, ons tel die koppe. Hy sê, ja, en die evangeliste tel die vingers. Hy sê, want hulle soek getalle, hoe meer hoe beter, jy weet. Die punt is, die hele aksie hier, as dit oor gedrag gaan dit oor getalle. Iemand vra vir my oor die bedieninge. Hy het gegee sommige as apostels, profete, evangeliste, herders, leraars, om die heiliges toe te Efesiërs 4:11. Sê, nou wat daarvan? Ek sê, wat daarvan? Ek sê, watter een van die bedienings het Jesus nie gehad nie? Was hy nie 'n leraar nie? Was hy nie 'n apostel nie? Was hy nie 'n profeet nie? Hy is die profetiese woord. Was hy nie 'n herder nie? Was hy nie 'n leraar nie? Hulle het hom rabbi genoem. Was hy dit nie alles nie? En nou kom Paulus en hy sê, die volheid van die godheid woon in hom liggaamlik, en ons het die volheid in hom. Nou, watter een van die goed wil jy hê? Of watter een wil jy uitsny? Maar jy weet, minderwaardigheid soek 'n titel. Minderwaardigheid het gemaak dat die ouens sê, ek is 'n ouderling, nou het ek 'n titel, nou het ek 'n spesiale klere wat ek aantrek, ek sit op 'n spesiale plek. Of ek is 'n pastor, of ek is 'n evangelis, of ek is 'n profeet, maar ek moet 'n titel hê, want as ek 'n titel het, dan voel ek nie so minderwaardig nie, dan het ek net 'n bietjie meer aanvaarding, waarde. Daai klein babietjie het niks, maar hy het al die aanvaarding. He rules the roost. As hy skree, is almal op aandag. Hy is die beheer. Hoekom? Omdat hy in gesag staan, in die gesag van onskuld. En daar's geen prestasie nie. Hy is wie hy is. Hy kan net wees.
So wat ons gesien dat in die prediking onder die wet, waarin meeste van ek en jy groot geword het, in die prediking van die wet, het ons ook gawes en vrugte, of van gawes en vrugte gepraat. Ons het ook daarvan geleer. Maar wat was dit? Dit was nie 'n stroom van lewende water nie. Dit het nie uitgekom uit die fontein van lewe nie. Dit was nie die rivier wat die ding gesond gemaak het. Dit was gedrag. Right, dan het ons nog 'n stel mense. En kom ons sê, dis die stel mense wat net sê, hulle lyk so, hulle is waardig, die prys is vir hulle betaal, maar hulle draai net hulle rug op die Here en sê, ek wil niks van hom weet nie, en hulle leef hulle lewe. En daarom het ons gesê, wat Jesus gedoen het, Jesus het voor die kruis, as ek nou nog bord die gehad het hy voor die kruis op die mens wat onwaardig was, het hy sy gees geplaas. En hy het gesê, gaan maak siekes gesond, wek dooies op. Dit was voor hy gesterf het, voor hy opgestaan, hulle was nog sondaars. Hulle was nog deel van Adam se saad, dat van voor die kruis afgekom het. Hulle was nog sondaars, en toch het hulle dooies opgewek, siekes gesond gemaak, duiwels uitgedryf, met sy salwing, wat net gehou het vir so lank. Want toe hom gevangen neem, toe vloek Petrus en hy sê, ek ken hom nie. En die ander hardloop almal weg. Waar is die krag toe? Waar is die gesag toe? Jy sien, so, ons is blootgestel aan baie vrugte en gawes. Die vraag wat ons moet vra, is dit gedrag? Of is dit die ware Jakob? Daarom het Jesus die stelling gemaak het en gesê, julle sal vir my in daai dag sê, Here, Here, het ons nie in die naam duiwels uitgedryf, groot kragte gedoen, geprofeteer nie, en ek sal sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle werkers van ongeregtigheid. Nou kyk ons vanmôre na 'n skrif in Kolossense 1. Kolossense 1 praat Paulus, spreek hy ding aan, hy sê, hy praat met die Kolossense en hy is so bly oor hulle, en oor hulle liefde, en oor wat met hulle gebeur, hy sien vrugte by hulle, en dan sê hy, kom ons lees van vers 3 af, hy sê, ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus altyd, as ons vir julle bid. Maar bid, verstaan jy, as hy aan hulle dink, want sy gebed is mos nou 'n gesprek met God geword, dis nou nie 'n formele ding, van hier stop ek nou, sê maak toe julle oë, nou bid ek nie. Verstaan jy, gebed het 'n aangaande gesprek met God geword vir hom, dis waaroor hy sê, bid altyd deur. Hy sê, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus, en julle liefde tot al die heiliges, vanweë die hoop, wat vir julle weggelê is in die hemele, waarvan julle vroeër gehoor het, deur die woord van die waarheid van die evangelie. Die woord van die waarheid van die evangelie. Nou julle sien mooi, die verskil tussen gedrag en die ware gawes is die woord van die waarheid van die evangelie. Wat is die woord van die waarheid? Die woord van die waarheid van die evangelie is God het hom sonde gemaak sodat ons kon word die geregtigheid van God. Daarteen staan die woord van die leuen wat sê, nadat Jesus opgestaan het, word ons nog steeds in sonde ontvange gebore. En is ons nog steeds minderwaardig vir God. En is ons nog steeds onvrymoedig vir God. Sien julle die verskil? Goed, nou verstaan julle die woord van die waarheid van die evangelie. Wat julle sowel as die hele wêreld bereik het, die hele wêreld, dis 2000 jaar terug. Paulus sê, dit het eintlik al die hele wêreld bereik, die bekende wêreld van daai tyd, wys jy net hoe vinnig het dit geloop, nie? Hy sê, en dit dra vrug, soos onder julle ook, van die dag af dat julle dit gehoor het en in die genade van God, of die genade van God in waarheid leer ken het, soos julle ook geleer het van Epafras, ons geliefde broeder. Hy sê, wat ook julle liefde in die gees aan ons te kenne gegee het. Daarom, vers 9, hou ons ook nie op nie, om van die dag af dat ons het gehoor het, om vir julle te bid en te vra, dat julle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig. Nou die woord wat hy daar gebruik, ken julle so goed, is die woord sunesis in die Grieks, wat beteken twee strome wat saamvloei en een word, nee, ons ken daai beeld.
soos wat ons verander word in die vernuwing van ons gemoed, gebeur hier iets. Hy sê, ons gebed, ons pleidooi vir ons wens voor God, die woord wat hy gebruik is uit jou, die aanspraak, dit wat ons saam met God begeer, dis die konteks waarin hy die woord daar gebruik, dit wat saam met God begeer, is dat julle gedagtes, dat julle in gedagtes in een met God sal vloei. Onthou is net nou gesê, die kerkkonsep waarvan ons geleer het van bekering was om op te rook en drink en begin kerk toe gaan, om te begin om ons gedragspatroon te verander. Maar nou besef ons verstaan ons nou, bekering is nie dit nie. Bekering, die woord metanoia, wat bestaan uit meta en nous, die twee woorde wat saamgestel is om metanoia te skep, wat sê, om anders te dink, om saam met God te dink, om soos God te dink. Nou, hoe dink God? God kyk na jou. God kyk na jou vanmôre en hy sê, ek sien nie jou slegte besluite nie. Ek sien nie jou mislukkings nie. Ek sien ook nie jou suksesse nie. Wat ek sien my seun. Want ons suksesse is soos 'n besoedelde kleed, sê Jesaja 64 vers 6. Hy sê, die beste werke wat ons kan produseer, maak nie die graad by God nie. Hy sê, maar God sê, as ek na jou kyk, dan het ek van jou afgestroop, al jou flimsy prestasies, en al jou mislukkings, en al jou oortredinge, al jou verkeerde keuses, en ek sien jou volgens die offer, die prys wat my seun betaal het. Dit is wat ons in hierdie verhouding met God bring. As jy by, so belangrik is dit. So, dis wat bekering is. Nou, Sunesis is om waarlik tot bekering te kom. Sunesis beteken om waarlik saam met God te dink. Om waarlik in een stroom met God te vloei. Om waarlik by die oorgang te kom van my aardse denke, my vleeslike denke, en te sê, Here, nou dink ek soos U dink daaroor. Maar dit het geweldige implikasies in my lewe. Ons praat van die vrugte van God se gees. Eintlik moet ek het hier gevra, wat maak jou bly? Jy sien die vraag wat ons vir onsself moet vra vanmôre, wat maak jou bly? As ek na my lewe kyk, jy na jou lewe kyk, maak dit jou bly dat jy gesond is? Maak my bly. Hoe ouer 'n ou word, hoe groter premie plaas jy op gesondheid. Hoe meer besef jy wat 'n voorreg is dit om gesond te wees. Dit maak my bly. Voorspoed maak my bly. Liefde maak my bly. Verliefdheid maak my bly. Kan julle sien, daar's soveel goed in die lewe wat ons bly maak. Dit maak ons bly, verseker maak dit ons bly. Maar ek wil vir jou vra, is dit die blydskap waarvan Galasiërs 5 praat? As hy sê die vrugte van die gees is liefde, blydskap, vrede. Ons kyk net vanmôre na blydskap. Hy sê vir my, al hierdie goeders, hier's baie goeders wat my bly maak, maar jy sal met my saamstem dat al hierdie goed wat my bly maak kan net soos mis voor die son verdwyn. Ek stap hier vanmôre in en ek is bly, want vir my miskien het ek net te lank met die pad gekom, maar vir my is dit elke sonnagoggend as ek daai deur stap, is dit vir my weer 'n wow, as ek dink waar het ons gedraai, waar het ons by mekaar gekom, wat 'n gespook en gespartel dit was, en wat 'n verskriklike voorreg dit is, om 'n plek te hê waar ons kan by mekaar kom, waar ons die Here saam kan loof en waar sy woord kan verkondig. Dit maak my bly. Dit maak my bly, die voorreg wat ons het om hierdie boodskap uit te saai. En vanmôre stap ek hier in, en daar's iets wat my blydskap net so kan wegvat, want ons router is gesteel laas nag. Nou sê ek, tot die router, ons het nog televisies en goed gesteel, nou steel al uit so router, ek meen, wat gaan hulle nog steel? Die punt is dit wat my bly maak. Want nou is die router gesteel, nou is my blydskap weg. Wat is die blydskap van die Here? Wanneer ek waarlik tot bekering gekom het,
Met ander woorde, wanneer my gedagte saamvloei met God se gedagte, wanneer my gedagte een word met God se gedagte, gebeur daar iets met my. Ons gesê, soos wat geloof met my gebeur het. Ek het net tot die gewaarwording gekom, ek het tot die oortuiging gekom, dis waaragtig waar. Ek is waarlik geregverdig. Jesus het die prys betaal, ek kan dit maar aanvaar. Ek het by daai plek in my lewe gekom, my totale lewe omgegooi, my totaal verander. Dit was oortuiging. Daar was 'n dag dat ek op 'n vrou verlief geraak het. Dit het met my gebeur. Dit was 46 jaar gelede. Dit gaan nog steeds aan. Wat ek probeer sê, dis iets wat met my gebeur het. Blydskap. Liefde. Vrede. Is alles goed wat met jou gebeur. As dit 'n vrug is, dan is dit iets wat met jou gebeur. Dis nie iets wat jy maak nie. Dis nie gedrag wat jy voorhou nie. Dis iets wat met jou gebeur. Dis noodwendig. Jy neem jou nie daarvoor voor nie, dit het net gebeur. Besef jy die blydskap van die Here. Hy sê, die skrif is vol daarvan, Jesus sê, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle blydskap volkome mag wees. Met ander woorde, wat sê hy? Hy sê, ek wil hê, jou blydskap, die vrugte van God se Gees, my liefde in jou, my vrede in jou, my blydskap in jou, moet volkome word. Met ander woorde, ons het laas keer gesê, al die kuile in my denke, moet aangespreek word. Sy blydskap moet volkome raak in my lewe. Jy weet, as ons kyk na dit plaas teenoor versoeking, dan het ons gesê, ons hierdie week weer oor hierdie onderwerp gepraat en sê, hoe kom die versoeker na ons? Die versoeker kom en hy kom steel. Want wie sit agter die ding? Die man wat 'n 28 broek dra, want dis die broek wat die lê, ek weet nie hoekom hy die broek verloor het nie. Is dit die man? Of wie sit agter steel? Verstaan jy? Dis die wat steelslag moet, hy sit daar agter. God het die man en die steel van mekaar geskei, maar die dief hou aan om mense te kry wat hulle nie daaraan steur nie, wat waardig voor God is, maar hulle nie daaraan steur nie, om te kom steel in ons lewens. En nou, wat is die versoeking? Die versoeking is, hoe reageer ek? Wat is my reaksie? Iemand kom my te na. Iemand praat sleg van my. Iemand vat iets van my wat nie aan hom behoort nie. Iemand doen my een of ander onreg aan. En wat is my reaksie? Is my reaksie vergelding? Is my reaksie dat my blydskap is by die deur uit? Jy sien, nou moet jy jouself vra, wat maak jou bly? Lê jou blydskap in jou omstandighede? Of lê jou blydskap in die Here? Jy sien, as ek blydskap in omstandighede soek, en die oorgrootste van meerderheid van Christene is so. Ons soek ons blydskap in omstandighede, ons werk kliphard om ons omstandighede te verbeter, om vir ons 'n strandhuis te koop en 'n lekker kar te koop en te kan vakansie hou en al die lekker goedes te doen, want dit maak ons bly. En dis oukei om 'n strandhuis te hê en 'n lekker kar te hê. Dis al daai goeds oukei. Dit maak ons bly, maar luister, dis nie die blydskap waarvan hy praat nie. Die blydskap is as ek nie een van daai goed het nie, of aan daai goed van my weggeneem word, dat ek nog steeds daai blydskap sal hê. Paulus sit in die tronk in Filippi en hy sê, my blydskap is volkome. Hy sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle, laat julle begeertes en alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. En die God van vrede en die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sê julle hart en sinne bewaar. So kan jy sien in daai omstandighede kan Paulus sê, my blydskap is volkome. Ek vir jou vra, is dit jou blydskap? Wat is die bron? En dis die uitdaging vanmôre. Wat is die bron van jou blydskap? Waarin lê jou blydskap? Lê jou blydskap in omstandighede? Daarin is 'n vorm van blydskap. Maar dis nie waarvan ons praat nie.
Lê jou ware blydskap in die Here. Wat doen die blydskap van die Here? Wat doen die liefde van die Here? Die liefde van die Here, wat binne in my is, God se Gees in my wat lief het, stel my in staat om iemand lief te hê wat my liefde glad nie verdien nie. In my mening in elk geval. Om iemand lief te hê wat my nie lief het nie. Om iemand lief te hê wat my vervolg. Maar besef jy, dis nie 'n ding wat ek kan besluit en sê ek besluit ek gaan jou nou lief hê nie. Nou het ek jou lief nie, dis nie liefde. Daai liefde moet met my gebeur. Ek wil hiermee verstaan wat koninkryk. As jy die ryk is en God is die koning, God se Gees in jou is die koning, dan moet hy mos in my en in jou die ruimte, die intelligensie, die uitvoering, die energie vind om iemand lief te hê deur my. Iemand wat dit die minste verdien. Iemand wat ek 'n renons in het, wat ek mooi terme gebruik. Iemand wat ek nie voor my oë kan verdra nie. Iemand wat my te na gekom het en aanhou om my te na te kom. En dit weer en weer nog en nog doen en God sê, ek het hom nogtans lief. Kan ek en jy by 'n punt kom dat ons die ryk is vir die koning wat vir ons kan toelaat om lief te hê. Ek het julle die storie vertel van ek in een aand ek het so lekker 'n gesprek met die Here en ek hou daar tussen Johannesburg en Potst by 'n plekkie stil en ek stap aan vir my koeldrank te gaan koop en ek kyk na die twee Portugese en ek begin huil en ek is net gearresteer deur God se liefde vir daai twee manne. Moet hulle stop op aarde. Vir daai twee manne. 'n Liefde wat ek nie weet waar vandaan kom nie. Ek weet nou, dit kom van binne af. Dis die stroom van lewende water. Om by 'n punt te kom om dit te besef. Ek ry een aandag, ek het nog in die praktyk gewees, jare terug, en ek ry af om 'n kudde te gaan doen daar onder in Magogong, en die boer en sy seun staan so by die stal, ek sien nou nog hulle gesigte, dit gaan swaar. En hulle sê, ek klim uit, ek sê, hoe gaan dit met julle? En hulle gesigte hang. En hulle sê, hoe gaan dit met jou? En ek begin huil. En ek sê, ek het nie woorde om te beskryf hoe bly ek is nie. Ek het nie woorde om vir julle te beskryf wat ek beleef. Toe breek, soos Piet sê, toe spring al die oudings uit. Net 'n oorweldiging, besef jy, in daai tyd wil ek jou sê, het dit met my en Henda hondsleg gegaan. Ons was finansiëel down and out. Dit het regtig nie goed met ons gegaan nie, in die omstandighede nie. Maar binne in daai omstandighede, hierdie ervaring om te sê, Here, ek is bly met 'n blydskap wat groter is as wat ek is. 'n Blydskap wat my droefheid, my pyn, my verlies, my skade, my frustrasie, my ongelukkigheid, wat dit totaal oorweldig. En ek is bly. Laat my dink aan Jesaja 61 gesê, ek is baie bly in die Here, my siel juig in my God, omdat hy my bekleed met klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel. Ek wil jou vra, ons het so gewoond geraak aan die vrugte van God se Gees. Ons noem hulle op, ons ken hulle uit ons kop uit. Vraag is, werk dit vir jou? Werk dit in jou lewe? Ken jy dit? Ken jy daai ekstase, daai opgewondenheid? Ek wil nou die vrugte, wil ek saad noem. Die ontvangs van God se saad in my. Dat ek los van omstandighede kan uitstyg in die slegste, die mees hopelose van omstandighede en 'n vryheid en 'n heerlikheid ken. 'n Blydskap ken dat alle verstand te bowe gaan. Dis wat vir my en jou beskikbaar is. Die vraag is, hoe kom ons daar? Hoe doen ons dit? Dis eenvoudig. Ons het dit 100 maal gesê, laat ons dit weer sê.
Dit beteken, Johannes 8:31, as julle in my woord bly sê, dan is julle waarlik my disippels. Ek wil sê, dan sal julle veel vrug dra. Dan sal julle die waarheid ken, die waarheid sal julle vrymaak. Om vrug te dra, is om ons wortels hier te hê. Om ons vrug te dra, is om sy woord te bedink dag en nag. Om vrug te dra, is soos Psalm 119 dit so treffend stel. Hy sê, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na u woord. Ek soek u met my hele hart, laat my nie afdwaal van die gebooie nie. Ek het die woord in my hart gebere. Hy sê, dat ek nie teen die so sondig nie. So besef jy, Paulus hou hom besig met God se woord. Hy hou hom besig met sy tent, hy maak nog sy tent ook. En hy handel nog die tronk en al die nonsens wat oor hom kom ook. Hy hanteer al, maar hy sê, my blydskap is volkome. Wow! Om in daai omstandighede volkome blydskap te ken, beteken ons nou om iets baie groters te hê, iets veel groters en meer. En dan kan Paulus in daai omstandighede, in die ellende van daai omstandighede, kom hy net uit 'n plek waar sy oudings uitspring. En dan kry jy 'n uitspraak soos Romeine 11, waar hy sê, o diepte van die rykdom en die kennis en die wysheid van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele. Hoe onnaspeurlik sy weë. Hy sê, want wie het die gedagte van die Here geken? En wie was sy raadsman gewees? Hy sê, of wie het iets aan hom gegee dat om vergeld moet word? Hy sê, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is heerlikheid tot in ewigheid. Besef jy hoe dat Paulus net by 'n plek kom waar dit net vir hom deurbreek? Waar net vir hom oopgaan. Jesus verskyn aan Maria Magdalena na sy opstanding. En sy sê, sy erken hom nie. Sy sê, meneer, hulle het my meester se liggaam weggeneem en ek weet nie waar hy nog vat het nie. En hy sê vir Maria, en sy kyk op en sy herken sy stem, sy roep uit sy skreeu, Rabboni. Sy sê, my Here en my meester. Hy sê vir haar blydskap, hy is haar blydskap. Haar omstandighede is nie goed nie, maar hy is haar blydskap. Net so vir Thomas, toe hy sê vir Thomas, kom hier, bring jou aansteek het in die gate. En dan roep Thomas uit. Thomas het net nog gesê, as ek hom nie sien nie, as ek nie my hand in die gate steek, sal ek nooit glo nie. En dan doen hy dit, en dan sê hy, my Kyros, my Here, my God, my begin, my einde, my alles. Dis wie hy is. Ouens, vrugte. Ek moet myself dit vra. Dra ek vrugte? Of het ek goeie maniere? Antwoord jouself. Is dit goeie maniere? Of is dit regtig vrugte? Ek glo dat God se Gees in ons met jaloesheid begeer om waarlik vrugte te dra. Vrugte in ons lewens. Vrugte wat gekenmerk word deur iets wat veel groter is as ek. Veel groter as die mens. En dit is wat die see se water gesond maak. Dit is wat die getuienis word daar buite. In die oomblik as dit vrugte word, is ek vry. Jy weet, die vyand het so begeerte om die eenheid, onthou, as hy begin met die vrugte van die Gees, dan sê hy liefde, blydskap, vrede. Liefde, God se liefde in my, om lief te hê wanneer daar nie liefde is nie. Blydskap, het ons nou gesien, blydskap is hierdie oorweldiging van wie God is en wie ek in hom is. Dat dit so groot word, dat dit my oorweldig en my omstandighede eintlik verdwerg. En dan sê hy vrede. Nou vrede is die woord eirene, wat beteken om verbind te wees. Nou dink 'n bietjie mooi. As ek nou gaan reageer op die onreg. As ek nou gaan wil vergeld of vergelding soek. As ek toelaat, jy sien, iemand kan my onregverdig behandel, iemand kan onregmatig iets van my vat, maar my vrede moet ek ook gee. En dis die moeilikheid. Die vyand kom steel ons goed, dan gee ons vrede. En deur my vergelding, deur my reaksie,
is ek eintlik besig om my aan die vyand se plan te verbind, in plaas van God se droom. Ek is mos nou verbind aan hom, aan God. Ek is mos nou verbind. Dis vrede. Ek het nou een met hom geword. Ek het tot rus gekom. En nou omdat ek tot rus gekom het en vrede het, is ek mos aan hom verbind. Waarom sal ek dit opgee? Waarom sal ek dit ek wil amper sê laat staan, om my te verbind aan die vyand se vergelding, aan die vyand se ek sien jou kry, ek sien jou uitsort. En nou kan jy sê, ja man, maar hoekom dan kom die ouens mos nou weg daarmee? Nee, hulle kom nie weg daarmee. Salomo het dit mooi gesê. Daar in Spreuke 1, ek dink 5 vers 9 het hy gesê, so gaan dit met elkeen wat onregverdige wins maak, dit ontneem die besitter se lewe. Ek en jy hoef nie dit aan te bring nie. Dit het 'n effek. Die konsep van die oordeel, die krino, die krima en die krisis, onthou julle waaroor ons gepraat het. Dit speel so uit, dit het 'n rol in my lewe, want besef jy, as ek en jy so een met hom kan wees, dat die vrug van ons lewens, die blydskap, die vrede, die liefde, en ons kom nog by die ander. As dit in ons lewe die produk is van daai verhouding, waarlik die vrug is, onaangeraak, ongekoppel of ontkoppel van my omstandighede af. Die vrug wat ek dra ten spyte van omstandighede. Dan sien jy hoe dat nasies sal kom na jou lig. En dan wil ek eindig met Jesaja 60. En dan maak Jesaja 60 vir my nuwe sin vanmôre. Hy sê, staan op, word verlig. Want jou lig kom in die heerlikheid van die Here. Nou sien julle wat heerlikheid. Heerlikheid is die ware vrugte. Hy sê, die heerlikheid van die Here gaan oor jou kop op, want kyk, duisternis kom oor die aarde en donkerheid oor die volke, maar oor jou sal die lig van die Here opgaan, en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. En nasies sal trek na jou lig en konings na jou stralende opgang. Slaan jou oor rondom op en kyk. Hulle almal bymekaar. Hulle kom na jou toe, jou seuns kom na van ver en jou dogters word op jou gedra. Dan is dit. Hy sê, dan sal jy dit sien en straal van vreugde. En jou hart sal ontroer en verruim word. Van die rykdom van die see, die mensdom, gaan na jou toe oor. En die skatte van die nasies kom na jou toe. En dan sê hy in Jeremia 33 vers 9, hy sê, en die sal vir my wees tot 'n vreugdevolle roem, 'n lof en 'n sieraad by al die nasies van die aarde, wat sal hoor van al die goeie wat ek aan hulle doen, en hulle sal bewe en ontroer word oor al die goeie en al die vrede wat ek daarin bewys. Ek wil vir jou sê, dink jy, dis die omstandighede wat ouens trek, of dit die ware blydskap wat ouens trek? Dit sal die ware blydskap wees. Vader, ek dank U. Ek dank U dat U ons attent maak, dat U ons aandag gekry het, dat U ons intrek om ons mooi maniere te verruil vir iets wat veel groter is en mooier is. Maar om U toe te laat om waarlik U vrug in ons lewens te dra. Dit tot uiting te bring, dit sigbaar te maak. En ons besef, dit kan net wees as ons in gehoorsaamheid onsself onderwerp aan die stem van agter wat sê, dis die weg, wandel daarop as jy links of regs wil gaan. As ons bereid is om die gedagtes wat nie van U is nie, gevange te neem en te onderwerp aan die gehoorsaamheid, aan die woord. Here, as ons wortels by U inslaan, so kom ons na U toe vanmôre, om ons wortels by U te vestig, vir U die vryheid van ons denke te gee, en U toe te laat, om U self in ons gemoed te vestig. U droom, die uitvoering daarvan. Ons eer U in Jesus naam. Amen. Amen.